Misdaad bly heeldag in Suid-Afrikaners se gedagtes, top of mind sê die Engelse mense, of eintlik is die beter wyse of dalk meer akkurate wyse om dit te stel, dat misdaad bly ons as Suid-Afrikaners in die gesig staar, konfronteer en bedreig. Daarom in hierdie aflewering van Wijngaard Weekliks praat ek met twee kundiges oor presies hierdie onderwerp, maar ons gaan probeer om onsself helikopters te hou wat van bo uit die lug uit af te kyk na dit wat ons daaronder sien en dan probeer om vir jou en vir onsself te help sin maak daarvan. My twee gaste is Dr. Lennard Max. Julle ken hom sekerlik as een van die land se voorste polisiekundiges, 'n man met praktiese ervaring as provinsiale polisiehoof in die Wes-Kaap en ook byvoorbeeld as die LER of die provinsiale minister van polisieering of gemeenskapsveiligheid in die provinsie. Hy was ook al 'n adviseur van die nasionale minister en hy het sy doktorsgraad in die regte verwerf. Dr. Max, baie welkom. Okay. Jy gaan net bietjie harder moet praat asseblief, en dan het ons ook vir professor Hein Willemse saam met ons. Hy is nou 'n emeritus professor wat in sy laaste day job betrokke was by die Universiteit van Pretoria. En as julle wonder wat maak 'n letterkundige hier, kom ek sê vir julle, hy dra ook deesdae die hoed, of hy is die bekleer van die nuut ingestelde Jaap die Rand leerstoel aan die Universiteit van Wes-Kaapland. En is in daai hoedanigheid wat hy vandag saamgesels, want die leerstoel het die afgelope week 'n seminar aangebied met die titel Bendebedrywighede en maatskaplike wanfunksie, en daarom verwelkom ek ook vir professor Willemse by hierdie gesprek. Hein, ek gaan sommer met jou begin asseblief, deur vir ons inleidend 'n opmerking te maak oor waar die gedagte van die Jaap die Rand leerstoel ontstaan het, en dan asseblief iets oor die idee van hierdie seminar. Baie dankie, Heinrich. Ek moet dit onmiddellik sê, ek is geen kundige nie. Die enigste kundige hier is Lennard. So ek aanvaar dat ek praat hier as 'n leek wat uit die straat uitkom en 'n belangstelling het dat ons land beter moet funksioneer. Die Jaap die Rand leerstoel is onlangs ingestel, en die rede daarvoor is dat professor Jaap die Rand was voorheen visierektor van die Universiteit van Wes-Kaapland, en dat sy familie het 'n leerstoel ingestel, 'n wisselende een tussen UWK en Stellenbosch. En die rede daarvoor is natuurlik dat hulle sy naam wil huldig. Maar Jaap die Rand was ook 'n belangrike bydraer tot die vraag oor hoe moet ons samelewing funksioneer. En hy sê soeke na 'n meer lewende, deelnemende samelewing, wat het sentraal gestaan. So my posisie daar is dan op die oomblik as iemand wat probeer rigting gee aan daardie soort gedagtegang. Die rede vir die seminar is natuurlik baie belangrik in terme van ons huidige tydsgewrig. Die feit van die saak is, ons sit in 'n situasie waar ons letterlik elke dag hoor van jong mense wat geskiet is, van bendebedrywighede, van misdaad oor die algemeen. En dit is natuurlik 'n verskriklike ondermyning en verwringing van wat ons samelewing kan wees. Die feit van die saak is, ons samelewing is een wat deur 'n lang geskiedenis van trauma kom, en die vraag is, hoe hanteer ons dit vandag, en spesifiek as ons kyk na wat gebeur met misdaad, die verskillende vlakke van misdaad, is besig om die potensiaal van ons mense oor die algemeen eintlik te vernietig. Die moontlikhede van wat die samelewing kan wees te vernietig. En dinge soos korrupsie, dinge soos misdaad in die algemeen, is besig om 'n totale wanpersepsie te gee van wat ons as samelewing kan bereik. So deel van daardie opdrag dus van die Jaap die Rand leerstoel is, hoe kan ons 'n bydrae lewer om
hierdie situasie te verbeter en dan uiteindelik te verander en hoe kan ons meewerk, saamwerk met al die verskillende vlakke van hierdie situasie, die wetstoepassing, die gemeenskap in die algemeen, die kwessie van waardes en so meer. Hoe kan ons almal bydra om 'n verskil te maak in ons samelewing vandag? Hein, dankie. So ek was aan die begin van die seminar daar, maar kon nie eind uitbly nie. Leonard was nie daarso nie. Sê vir my en vir hom en ons kykers, wat sou jy reken is die 3 belangrikste uitkomste? Of dalk net een? Ja, ek dink ja, as 'n hele klomp uitkomste. Ek dink die belangrikste ding wat ek gehoor het in die hele gesprek was dat mense die belangrike vlakke of entiteite wil ek sê in ons samelewing rondom hierdie kwessie werk te veel in silo's. Die misdaad toepassingsmense dink die enigste manier waarop hulle die saak kan oplos is om op hierdie manier op te tree. Die gemeenskap kerm en kla en sê, maar niemand luister na ons nie. En hulle het hulle eie projekte waarmee hulle besig is. Die regering self, die fasette van die regering, of dit nou plaaslik, provinsiaal of nasionaal is, werk weer op totaal op sy eie en dink dat hulle nie in gesprek moet wees op 'n deurlopende basis of met enige van die ander vlakke nie, dat dit doodgewoon toegepas kan word. En ek dink daar is, die tweede punt wat ek sou wil maak, is dat daar is verskriklik baie intervensies in die gemeenskap self, wat ek dink 'n belangrike rol kan speel. En wat ek agtergekom het spesifiek van byvoorbeeld die polisie in die algemeen, is dat hulle is verskriklik teleurgestel, laat ek nou maar 'n sagter woord gebruik, in die wyse waarop die polisie, die beeld van die polisie tans in Suid-Afrika afgebreek word. Die gewone polisieman by die polisiestasie voel dat sy werk word ondermyn en wat hy of sy ook al doen, word nie voldoende gereken nie. En dat daar verskillende persepsies is van aan die een kant, wat moet die polisie doen? Wat verwag die gemeenskap? Wat is die verwagtinge van die polisie en hoe speel dit uit? En dan miskien in die derde plek, is dat ek dink daar is 'n moontlikheid van diep gesprekvoering wat nodig is. Op 'n manier, op 'n vlak, wat ek dink al hierdie mense waarvan ek nou net gepraat het, al hierdie eenhede, al hierdie entiteite, al hierdie funksionarisse bymekaar kan bring en sê, kom ons dink aan 'n gemeenskaplike manier om na hierdie probleem te kyk. Ek byvoorbeeld kyk na kerkgemeenskap en so meer, die kwessie oor byvoorbeeld, die kwessie van waardes, die kwessie van opleiding in die skole, al hierdie goed speel 'n rol in terme van die soort misdaad waarvan ons by die seminar gepraat het. Maar dit gaan ook oor die gemeenskaplikheid van die sentrale waardes wat vir ons belangrik is. Want mens moet onthou, misdaad het te doen met, uiteindelik ook met waarde. Ja. Die hantering van normes, die handhawing van normes en die ondermyning van daardie normes. So, dit in kort dink ek is die belangrikste aspekte waaroor wat ek sou dink ek uit so 'n seminar en samekoms gekry het. Leonard, kom ek vra jou dan nou, en ek gaan dit opbreek, dat jy reageer op wat hy nou gesê het, deur miskien net eers te reageer op die kwessie van verskillende rolspelers wat in silo's hulle ding doen. Ja, nee, absoluut. Dit is 'n eeue probleem. Elkeen wil sit op sy eie mishoop en elkeen wil sy eie goal score. En ek dink hoe gouer hulle kan besef dat daardie instrumente moet saamgegooi word en ons moet 'n dinkskrim hê rondom misdaad van alle partye af, en soos hy reg gewys het, dit benodig 'n multidimensionele benadering. So jy het die polisie wat die wetstoepassers is. Dit byvoorbeeld kerke wat ook jeugkampe het. Hulle doen hulle is in isolasie en so voort. So dis belangrik dat daardie
dimensionele benadering daar is en dat daar goeie samewerking is. Jy weet, minister Kroene, die een wat nou op spesiale verlof is. En wat sê hy gaan sy werk nou kom terugvat. Hy het memorandums van verstandhouding of samewerking geteken met die provinsies sowel as die metros. Maar dit het net gebly volgens my, ek het geen resultate gesien. Dat daar enige uitvoering daarin gegee of hoe hoe hierdie memorandums van samewerking enige impak gehad het op misdaad nie. Jy weet, veral in die Weskaap, want ek is enig jammer dat ek nie daai kennisgewing gekry het nie. Dan sou ek ook gister daar teenwoordig gewees het. Jy weet, in die Weskaap lees ons elke dag van die moorde. Daar was in Januarie maand byvoorbeeld volgens die koerant op die 11de Februarie was daar 345 moorde gewees. So dit is tragies en dit beteken dat die 11 per dag. En in die laaste 2 weke van Februarie was daar reeds 'n aantal mense vermoor. So ons het op 'n nasionale vlak 70 moorde per dag in gevolge die laaste misdaadstatistieke. En daar word beraam dat daar in die Weskaap omtrent so tussen 100 en 130 bendegroepe is met 'n ledetal van so tussen 80.000 en 100.000. So dit is 'n enorme probleem want die mense skep 'n alternatiewe regering. Hulle is baie gevestig in gemeenskappe waar dit nie so goed gaan finansiëel nie en wat ook deur die regering afgeskeep word en heeldig is. Jong mans veral wat nie werk opportunities kry nie. So en dan werk die bende sal op 'n baie jong ouderdom, kinders op laerskool af. So daar is geen ander departemente in regering wat dat teenwerk nie. So die klem word gelê net op polisieering en die weermag en alles word nou ingestuur op polisieering, maar daardie ander sosiale faktore wat aanleiding gee tot misdaad, dit word nie soseer op dieselfde mate aangespreek. So die goeie ding van gister se seminar was dat dit het 'n wye spektrum van rolspelers betrek, want soos wat hy in sy verwelkomingstoespraak gesê het, en ek gaan dit nou hier uit Engels uit aanhaal, these are not isolated phenomena, dis nou die bendegeweld, they are systemic, rooted in poverty, inequality, historical injustice and social neglect. Their consequences are devastating, not only in the loss of life, but in the erosion of the social fabric that binds communities together. Nog kommentaar van jou, Lennard, so kort as wat jy kan, op die verwysing of die, kan ek nou maar sê, ongelukkigheid vanuit polisiegeleedere, dat die beeld van die polisie afgebreek word. Nee, absoluut. Ek het simpatie met diegene wat baie ongelukkig is daaroor. Ek myself ook. Ek vind geen plesier daaruit om as 'n gewese polisiekommissaris te sien wat tans in die polisie aangaan nie. Ons kyk wat in die Madlanka kommissie uitkom. Ons kyk wat in die ad hoc komitee getuienis wat daar gelewer is. En dit is tragies. Jy weet, die polisie is jou eerste linie van verdediging van ons grondwetlike reg binnelands. En hulle is ook die primêre toegangspunt tot die kriminele regstelsel. En as dit nie reg gaan in die polisie nie, kan jy verwag dat die res van die ketting van die kriminele regstelsel dan ook nie sal reg funksioneer nie. En in die vertroue in die Suid-Afrikaanse polisie staan op 22%. So dit is baie sleg. Dit is geen goed vir polisiegemeenskapsverhoudinge nie. En die storie moet omgedraai word. En ek dink dat indien dat blyk te wees, jy weet, ons het 'n geskiedenis in hierdie land waar die kommissies plaasvind en dan word hierdie aanbevelings en bevindings word dan op die rakke geplaas. Nou ek hoop in hierdie geval
sal die president van die aanbevelings wat gemaak word deur die Madlanka kommissie dan regtig jy weet stap in. Ons gaan terugkeer na die kommissies toe. Maar ek vermoed Hein Jaap het dit reg hier dat jy vir ons gesê het die ongelukkigheid sprei daaruit dat die indruk gewek word dat daar nou niemand meer in die polisie is wat goeie werk doen nie. Het ek dit reg verstaan, Hein? Ja, natuurlijk is dat die beeld is dat daar 'n algemene verval is, dat die vertrouensbreuk wat daar is, die trust deficit, is 'n verskriklike diep een. En die polisie, die gewone polisiepersoon op grondvlak, voel dat die oomblik wanneer iemand 'n saak kom aanmeld, kan hy of sy net so goed weet, daar gaan niks gebeur nie, want of hierdie saak word verdoesel, of hierdie kwessie word nie hanteer op 'n behoorlike vlak nie, of die persoon wat die verklaring neem is net nie kompetent genoeg nie. Jy weet so die vlak, dit gaan oor die vlak van dienslewering, dit gaan oor die feit dat mense voel dat daar nie deurgang is, voltooiing van die proses van die klagte is nie. En dan oor die algemeen die kompetensie van die gewone polisieman. Dan is daar natuurlijk ook baie duidelik die gevoel dat ek dink mense het 'n verbintenis met as daar 'n goeie polisieman is, 'n goeie polisievrou is in 'n bepaalde stasie, dan wil hulle graag daardie persoon daar hê, want hulle bou 'n goeie verhouding op. Maar kort voorlank word daardie persoon weggeneem, het geen verbintenis met die omgewing, die persoon wat vervang word, die vervanger, die plaasvervanger, het geen verbintenis met die gemeenskap, hy praat nie die taal van die gemeenskap nie, het geen geskiedenis en agtergrond met die gemeenskap nie, het dus geen skakeling nie, sit in die kantoor of ry doodgewoon daar rond, maar het op geen manier is daar permanente skakeling en die vertrouensbreuk word groter. Belangrike punt dink ek in daai geval was, hoekom word die persoon wat die gemeenskap vertrou weggeneem uit 'n bepaalde omgewing uit, sonder goeie rede. En ek dink dit is 'n klagte wat ek dink oor die algemeen sou plaasvind, veral in gemeenskappe waar mense voel dat daar geen verbintenis is tussen die polisie en die spesifieke gemeenskap nie. En dit is iets wat 'n mens dan moet aanspreek. Lenet, so dit is een van die kwessies waar 'n ou natuurlik baie versigtig eers om die draai moet loer, dat jy jouself nou nie vasloop in beskuldigings van rasisme nie, maar dit is 'n klagte uit gemeenskappe uit, dat aanstellings gedoen word uit ander nie-Afrikaans sprekende gemeenskappe, wat byvoorbeeld dan aankom op 'n plattelandse dorp in die Weskaap, en dan bevind jy jouself in die situasie waarvan hy nou praat, en ek kan getuig daarvan, want ek woon op Caledon, dis 'n Afrikaanse, 80% Afrikaans sprekende omgewing, en ons sit met daai soort kwessie van verklarings, of ondersoeke, of reaksies, wat op 'n bepaalde wyse gehanteer word, en waarvan die oorsaak dikwels gesê word, die kern daarvan lê in hierdie situasie wat hier nou geskets is. Hoe reageer jy daarop, want jy het ook gesê, jy is simpatiek teenoor die wat sê, die beeld van die polisie mag nie afgekraak word nie. Ja, en dit wat jy, Heinrich, wat jy nou daar sê, is die waarheid. Wat hy ook gesê het, is absoluut. Daar kan nie gestry word nie. Die feit is dat ek is ook in die howe en ek verdedig. En wat gebeur is, hierdie mense, wanneer die publiek kom klaar, dan het jy polisiebeamptes in die gemeenskapsdienssentrums, wat nie Afrikaans magtig is nie. Hulle verstaan ook die kultuur nie, want ons breinmense het 'n manier om goed te sê in Afrikaans. Jy verstaan as jy 'n brein is en as jy swart is, dan verstaan jy die kultuur meerderheid en blankes verstaan mekaar. Maar dit is nog nie te sê as ons swart en wit en breinmutasies het soos in die verlede nie, maar die kommunikasie is 'n baie groot probleem. Wat gebeur is dat die mense interpreteer die Afrikaans na Engels toe op die verklaring, en dan wanneer dit in die hof kom, dan verloor die mense die saak. En jy weet, om vertroue te wek,
is nie om die open data het waar jy polisiehonde tentoonstel, helikopters en spring hier oor en spring daar oor het. Dit gaan oor dienslewering. Wanneer iemand kom en kom klaar, want hulle kon weggebly het, maar hulle het geloof daarin, as die polisie toe gaan, dan gaan my regte geskende regte, die persoon wat verantwoordelik is vir die skending van my regte gaan aangespreek word, en hy sal of sy sal dienooreenkomstig moet antwoord vir hulle regskendende gedrag. Maar dit is so, die kommunikasie is 'n groot probleem, en wat gebeur is, dat daar dan polisie brutaliteit plaasvind, wat heeltemal negatief inwerk teenoor gemeenskap-polisieeringsverhoudinge. Hein, het jy enige idees van jou eie oor hoe mens daai vertrouensband kan herstel? Man, ek dink dit is natuurlik 'n langtermyn probleem, of 'n langtermyn oplossing. Die feit van die saak is hierdie probleem het nie nou net plaasgevind nie. Mens moet onthou dat as ons net weer teruggaan na die geskiedenis van hierdie land, die polisie was nog altyd in die regsplegende en die wetstoepassende seksies van ons samelewing, was nog altyd teen die mense gewees, in apartheid, in kolonialisme, in apartheid en so meer. En die feit van die saak is, die polisie was nie die vriende van die meerderheid mense in die apartheidsperiode nie. So daardie vertrouensaspek het nie veel verder, het nie baie verbeter in die afgelope tyd nie. Wat ek dink wel nodig is dat daardie vertrouensbreek op 'n manier, die enigste manier waarop jy dit eintlik kan doen is deur dialoog en samewerking. Ek is nie seker of die gemeenskapspolisieeringsforums byvoorbeeld 'n manier is om daardie vertrouensbreek te verminder of aan te pas of te verander nie. Herstel. Ja, of te herstel nie. My gevoel is dat wat jy het is 'n langdurige proses. Want uiteindelik gaan dit hier oor nie net die feit dat die polisie daar is nie, maar dat hulle vertrou kan word. Dat hulle vertrou kan word om die geskende, die mense wie se regte geskend is, om hulle weer in 'n gesonde situasie te stel, as ek dit so kan stel. Maar die oomblik wanneer ons 'n situasie het waar daar op hierdie, ek dink die enigste manier is op hierdie klein gemeenskappe waar daar wel goeie verbintenis is, goeie verhoudinge is, dit uit te bou. So tyd gelede was ek byvoorbeeld nadat my kamera, my telefoon uit my kar gesteel is, was ek by een van die polisiestasies in Kaapstad gewees. Toe ek instap in die polisiestasie, toe staan daar 'n klomp stikkende banke aan die een kant. Op die voorstoep lê iemand wat dronk is voor. Die plek lyk vir my, wie ook al daar gevee het nie behoorlike besem gehad nie. Die persoon wat my kom help het gelyk asof hy op pad is om van sy skof af te gaan. So ek het op 'n ongemaklike tyd by hom opgedaag. Ek vir hom verduidelik van my selfoon wat verduidelik het. Toe die eerste vraag wat hy vra is, do you have insurance? Dus dink ek, maar dis nie die manier waarop ek behandel moet word nie. Dis 'n persoonlike situasie, maar die feit van die saak is, my onmiddellike indruk van die polisiestasie was, 'n paar goed, is dit waarvoor ons betaal as belastingbetalers. Is dit die diens wat ons kry, hierdie mens wat hier staan, het geen idee dat hy eintlik hier voor hom 'n kliënt het wat op 'n bepaalde manier behandel moet word nie. Ek moet daarom byvoeg, nadat ek vir hom sê, dit lyk vir my hier's 'n bietjie hastig meneer, want is daar iemand anders wat miskien reeds op skof is wat toe kom daar 'n jong dame wat heeltemal die saak beter behandel het. Maar my eerste indruk vir my as jy nou daarin dink, dis net 'n stelfoon geweest. Maar as dit iemand was wat byvoorbeeld 'n baie ernstige klag gehad het, verkrachting of wat ook al, en jy ontmoet so 'n situasie, dan is daai vertrouensaspek daar, een wat nie opgebou gaan word oor 'n lang tyd nie. So,
daar is klein momente, dink ek, wat om jou vraag te beantwoord, wat daardie situasie kan verbeter, maar dan gaan dit eintlik oor, en Lynette is reg, oor dienslewering teenoor die gemeenskap, sodat die gemeenskapslid kan voel, ek maak saak. Hierdie mens sien om na wat ek nou hier besig om vir hom op haar te sê. So Lynette, die naamsverandering is voorgehou aan ons as 'n belangrike stap weg van daai geskiedenis waarna hy verwys van 'n militaristiese staat, 'n militêre staat, waar die polisie dan nou nie, en die weermag ook nie, die vriende van die meeste mense van die land was soos wat hy dit gestel het nie. Daarom is dit nou bekend as die Suid-Afrikaanse Polisie Diens. Dan hoor jy, dis juist die diens waaraan heel dikwels gebrek gelei word. Ek wil by jou hoor, hoe sou jy die polisie adviseer as daar introspeksie gedoen word? Wat moet stap nommer 1 wees? Ja, kan ek net byvoeg dat voor 1994 is dit so dat die polisie was 'n staatsinstelling wat gebruik was om die destydse regime in plek te hou en sekere mense se regte te beskerm. Nie almal se regte was gelyk behandel nie. Nou na 1994 is dit so dat die regering baie gedoen het om wel die beeld van die polisie te verander, soos ook die naam. En om hom te verander van, en daarom het hulle die GPF's aangebring, gemeenskapspolisieeringsforums. Hulle het ook dan die buurwagte het meer betrokke geraak, sodat daar gemeenskapsinsette kan wees in polisiestasies om die polisie leiding te gee van die gemeenskaplike behoeftes binne die gemeenskap, reg, en die polisieeringsvraagstukke wat dan daar bestaan. En om die beeld te verander van 'n onderdrukker na 'n beskermer, van 'n vyand tot 'n vriend. Maar, en daar was ook transformasie gewees ten opsigte van die bevel strukture, waar hulle blanke mense vervang het met swart mense. En die indruk was, of die gedagte was, dat swart mense meer sympathiek sal wees teenoor die mense wat dan nou so breedaardig behandel was. Nou, dit het toe nou nie uitgewerk nie. Maar wat gebeur is, ons moes eksamens geskryf het in ons tyd om bevordering te kry. Dit wil sê, as jy opgang wil maak, moet jy voortdurend jy wil studeer en eksamens skryf en jy leer meer. Jy raak meer bewus van wat die wetgewing bepaal en wat die staande orders van bepaal hoe jy moet optree. Daai goed is alles afgeskaf. Wat beteken dat indien die persoon 'n 30% gekry het in 'n vraestel in die college, daardie persoon word nou net op jare diens bevorder. Die kaptein weet net so min soos wat die konstabel weet. Want hulle het nog nooit weer verder gegaan nie, gestudeer om hulle verwysingsraamwerk te verbreek nie. Aan die ander kant sit ons in 'n geval wat ek 'n broertjie dood het. En dit is gaan kyk na ons topbestuur van die polisie. Is almal een ras. Daar's nie 'n bruin persoon nie, daar's 'n Indiër nie, daar's nie 'n wit persoon nie. En dit skep 'n gevaar dat die polisie behoort net tot 'n bepaalde rassegroep. Mandela het ons 'n voorbeeld gestel van met die aanstelling van mense in sy departement. En die polisie, ons het baie goed afgeskop met die polisie na 1994 met Fivers en sy 4 adjunkte. En dit was, Bester was blank, Manuel was bruin, Chetty was Indiër, Lavisa was swart. Nou jy het 'n reënboognasie daar gesien en jy het vir jouself 'n toekoms daar gesien. Om terug te kom na jou vraag toe is dat bevorderingsgeleenthede moet gelyk wees. Jy moet op meriete bevorder word. En hulle moet weer eksamens instel. En dan ook 'n zero benadering tot korrupsie. Want daar is mense, die lees elke keer hier in... Lynette, kom ons hou net vas met daai een asseblief, tot wanneer ek nou kom by die Matlanga kommissie.
waaroor ek julle albei se mening wil hê. Hein, ek wil 'n reaksie van jou hê asseblief op dit wat Lennard nou met ons gedeel het. As 'n eksponent van nie-rassigheid, maak dit jou ongemaklik wanneer hierdie raskwessie opgehaal word? Wat my meer wat my ongemaklik maak, meer ongemaklik maak, is die kwessie dat jy een bepaalde institusionele kultuur vestig. Ja. Wat berus op soort van etniese verbintenisse. Dit is belangrik vir enige maatskappy om te sê, hierdie maatskappy het hierdie institusionele geskiedenis. Dis wat ons wil doen. In hierdie maatskappy is die belangrikste aspekte van die maatskappy 1, 2 en 3. Dit is ons visie, ons wil die volgende doen. Ek gee nie om van watter omstandigheid jy kom nie, maar dis wat die maatskappy wil doen. Wat ons op die oomblik het, is dat ons sosiale netwerke het, waar iemand by iemand se troue is, en by iemand se wat ook al is, en iemand se vrou is 'n verbintenis met die een se dogter, en dit is 'n hele nepotistiese netwerk wat aan die gang is. En die probleem is dat hierdie ding wat daar is, die soort van etniese sosiale verbintenisse, word uiteindelik die maatskappy, die polisie, hoofbestuur se doelwit. Vir ons om goed te opereer hier in my rol as 'n generaal, moet ek hier 'n bok gaan slag vir iemand se dogter en so meer. Dit gaan nie meer oor die polisie as sodanig nie, as 'n maatskappy nie. So dis al hierdie sekondêre goed wat uiteindelik belangrik begin raak. En hierdie netwerk, dink ek, is die een wat baie problematies is. As 'n mens net nou byvoorbeeld die Matlanga kommissie gaan kyk, is hoeveel van daardie mense praat oor die verbintenisse, sosiale verbintenisse wat hulle het. En op hierdie manier is dit uiteindelik ondermynend. So, die oomblik wanneer jy vergeet dat die doelstelling van die maatskappy, van die polisie is dit niks te doen met jou persoonlike verbintenisse nie. Ja. Dan dink ek is ons op 'n beter pad. En dan is die kwessie van die rassigheid en wat ook al daar ter sprake is eintlik dan redelik maklik, want dan kan jy sê, hierdie mense wat ons hier intrek, maak nie saak uit watter agtergrond het jy kom nie. Jou belang is by dienslewering in my maatskappy, in die maatskappy. En ons werk na hierdie gesamentlike waardes van die maatskappy toe. So dit lyk vir my uiteindelik die kern van die probleem, is dat ons deurdat ons nie gehoor gee aan die sentrale beginsels van meriete aanstellings en so meer nie, dat ons dit heeltemal ondermyn, omdat hierdie sosiale druk wat daar die hele tyd is, alles uiteindelik ondermyn, tot op die bodem dan uiteindelik. So Hein, ek het tog die waarneming gemaak dat daai kulturele of liewer institusionele kultuur en dan daarteenoor die etnisiteit waarop jy nie noodwendig nou gereageer het nie, dat daai twee op 'n amper 'n cru manier by mekaar uitgekom het. In die getuienis van een van hierdie senior polisiebestuurders, toe hy sê hy sou aangeneem het dat 'n bepaalde kollega sou iets met hom gedeel het, omdat hulle, because we belong to the same tribe. En toe hy daaroor gevra word, toe sê die verwysing is dieselfde geografiese afkoms, Venda of Limpopo. So die goed kom dalk op 'n manier by mekaar uit, wat dan die resultaat het wat ons sien, Lennard, in die getuienis voor die Matlanga kommissie. Kom ek stel die volgende aan jou as 'n voormalige polisiehoof. Die indruk wat ek kry van die generaals wat ons hoor voor die meerderheid van hulle voor daai kommissie, is dat of die mense is net geheel en al onbekwaam vir die poste, of hulle is net so vrot van korruptheid, dat hulle daar sit en voorgee dat hulle nie die vrae verstaan nie, maar nooit Engels voorgee as 'n struikelblok nie. Hoe reageer jy op so 'n stelling? Ja, kom ek sê vir jou dat ek is dit eens met jou, want ek het myself gevra as ek luister van sekere generaals wat daar verskyn het. Hoe het hierdie persoon 'n generaal geword? Jy weet, daar is vir
wat ons gehad het is, jy moet ten minste die senior bestuur kursus gedoen het, voor jy in aanmerking kon kom vir generaal. Nou, soos ek reeds gesê het, al daardie goed is afgeskaf. En dit is nou patronaatskap wat plaasvind, en dan ook is daar 'n ander ding. En dit is die regulasies van die Suid-Afrikaanse polisie. Dis regulasie 47K, wat uitdruklik die minister van polisie die magte gee om die nasionale kommissaris te beheer sover dit aanstelling van betref. En dit is, hy sê uitdruklik vir jou dat wanneer van generaal-majoor na luitenant-generaal moet die nasionale kommissaris 'n paneel saamstel en hy moet die goedkeuring van die minister hê sover dit die voorsitter aanbetref. En daarna, wanneer hulle wel 'n lys saamgestel het van kandidaate, mag die nasionale kommissaris nie die aanstelling doen as hy nie die goedkeuring kry. Nie dat die minister ingelig word nie. Die minister moet goedkeuring gee voordat hy die aanstelling kan doen. Nou wat gebeur het is, in baie van hierdie gevalle in die tyd van Bheki Cele. Soos julle self weet, by Bheki Cele was die nasionale kommissaris in sy tyd en hy was ook maar nasionale kommissaris toe die minister was. Hy het 2 posisies bekleed. Want jy het nêrens vir Masimola gesien nie. Hy sal die persverklaring doen op die misdaadtonele. Hy het die hele land volgevlieg en hy sal alles doen wat die polisie moet doen. Maar dan sal die minister dan die mag, as hy nie met die minister 'n geveg wil wees nie, dan sal die minister vir jou sê vir wie aangestel moet word in watter posisie. Ja. En dit gebeur, dit veroorsaak dat die persoon nie op meriete aangestel word nie, maar aangestel word weens politieke oorwegings. En wat ook gebeur is, as jy die nasionale kommissaris is en jou ondergeskiktes, jou adjunkte sowel as jou provinsiale kommissarisse en jou divisional commissioners, as hulle 'n goeie link en 'n verhouding met die minister het, dan wil hulle ook nie na jou luister. En daardie ding speel baie mooi goed uit met hierdie Madlanga kommissie, waar jy sien dat Sibiya het volgens wat getuig is 'n goeie verhouding met Klune gehad. En die bewering is ook dat Klune hom geoormerk het om nasionale kommissaris te word. Ja. Na Masimola. So, jy het daardie ding, en dit is hoekom hulle daar is, en ek dink die geleentheid is nou vir die president, moet van hierdie geleentheid gebruik maak, om, jy weet, om die rot uit te haal. Jy weet wat belangrik is, die nasionale inligtingsagentskap is vrygestel van BEE, van die Employment Equity Act. Hy is vrygestel, die nasionale. En ek dink die Suid-Afrikaanse polisiediens, weens die erns en die belangrike taak wat hulle het, om hierdie land te dien en die mense se regte te beskerm, behoort ook vrygestel te word van die Employment Equity Act, sodat mense duidelik op meriete aangestel word en nie noodwendig op grond van hulle ras nie. En weet of jy gehoor het, wat dieselfde ding het in Sasna Mkonazi gesê. Hy het gesê dat daar word vir jou gesê wie aangestel moet word as provinsiale kommissaris. Dan gaan dit na ras toe en nie noodwendig oor die kapasiteit van die persoon. Goed so, hier is 2 laaste vrae. Hein, die eerste een vir jou, en laat ek net 'n belangeverklaring maak. Ek lei die organisasie Kaapse Forum, wat 'n burgerregte organisasie is. Ons reken die afwenteling van polisiemagte gaan een manier wees van 'n klomp van hierdie uitdagings aanspreek. Jy het gepraat vroeër, Hein, van daai verhouding op plaaslike vlak tussen die polisie en die gemeenskappe wat hulle moet dien. Wat is jou indruk? Is dit die beste model tans dat die polisieeringsfunksie, staatsfunksie van bo af, uit Pretoria, uit nasionale vlak bestuur word, of kan dit ook afgewentel word na provinsiale en selfs munisipale vlak?
Ek dink mense moet 'n beginselstandpunt stel, veel eerder as een wat spesifiek nou inspel op, jy weet, politieke organisasies en sulke burgerlike organisasies soos julle sin. Ek dink dat dienslewering moet gereguleer word deur wat die naaste aan die mense is, as ek dit so stel. Dan aan organisasies en entiteite wat inderdaad 'n belang het by wat daar gebeur op gemeenskapsvlak. En ek dink dat wat ons op die oomblik het, is te veel groot oorverdowende poging tot sentralisering van daardie dienste in die staat. Op verskillende vlakke is daar die sentralisering van hierdie dienste. En dit dink ek, dat in daardie geval is daardie dienste te ver van die gemeenskappe af. So uiteindelik as 'n beginselstandpunt, lyk dit vir my is belangrik dat 'n mens daardie dienslewering op 'n gemeenskapsvlak moet hê en dit effektief moet uitvoer daar. Of dit noodwendig op dorpe of dit provinsies moet wees, dit is 'n ander kwessie, dit is 'n ander vraag, dit is 'n beleidskwessie. En ek dink dit is iets waarna mense moet gaan kyk, want op die oomblik is daar 'n te groot gaping tussen wat op nasionale vlak gebeur en wat uiteindelik die omstandighede op plaaslike vlak is. Want dit verskil hemelsbreed. En ek dink op die oomblik is die regering glad nie in staat om daardie onderskeid te maak nie, maar dit gaan oor die sentralisering van mag. En die probleem met die sentralisering van mag is dat jy uiteindelik aan mag vasklou veel eerder aan as dat jy dink aan dienslewering. So ek dink dit in terme van 'n beginselstandpunt is dit waar ek staan. Dankie daarvoor. Dan Lennard, ek wil vir jou die geleentheid gee om vir my 3 kolpunte of bullet points as mense in Engels sê te gee op die volgende vraag. Jy het al dikwels in die verlede gesê daar's 'n onderskeid tussen 'n behoefte aan misdaad pleeg teenoor 'n geleentheid wat geskep word vir misdaad pleeg. Nou teen daai agtergrond wil ek by jou weet of gemeenskappe ook die verantwoordelikheid het om hulself te beveilig teen misdaad. En hoe lyk daai 3 kolpunte? 1, 2, 3. Ja, kyk daar by die pleging van elke misdaad is daar faktore wat teenwoordig is. En dit is soos jy nou reg gesê het, dat die geleentheid om 'n misdaad te pleeg, die begeerte om 'n misdaad te pleeg en dan ook jy weet jou vermoë om dit te pleeg. Maar as moet ook kyk, daar's ander 2 faktore wat sê, hulle noem dit die predisponere faktore en precipiterende faktore. Dit beteken die predisponerende faktore is die ingesteldheid van die persoon wat die misdaad kan pleeg, wat is hom of haar agtergrond, met watter omstandighede kom uit en hoeveel weerstand kan hy of sy bied wanneer hulle die precipiterende faktore teenwoordig is. Jy verstaan. So, wat ek net wil sê is, die gemeenskap, ja, die polisie, sowel as die weermag se ontplooiing, dit stabiliseer dit 'n situasie. Maar die werklike implementering of vrede in 'n gemeenskap word deur die gemeenskap self gereguleer. Maar as gevolg van die feit dat die gemeenskap nie daarin slaag het weens die bendes mag wat hulle het, is dit so dat regeringsinstansies soos die polisie moet ingryp om te verseker dat die mense se regte beskerm word. Nou, so ek vra jou spesifiek oor hoe die mense self iets kan doen. Ja, maar jy sien die probleem met die mense is, die mense wil graag saamwerk met die polisie, né? Hulle wil graag saamwerk. Hierdie dinge soos buurwagte is daar, die GPF is daar, dis die platforms wat die geleentheid skep om ja 'n verskil te kan maak. En dan ook individue wat inligting aan die Suid-Afrikaanse polisie of ander agentskappe gee. Maar nou is dit die vertroue in die polisie, want as jy nou gaan sê Heinrich,
het 'n gun of Heinrich is die persoon wat daai persoon vermoor het, dan is net so goed jy groet jou familie, want daardie polisie in die verlede en steeds nog het dan nou vir daai persoon gaan sê dis Leonard Max wat die inligting gegee het. Ja. So jy sal sien 'n klomp mense staan in 'n flat by mekaar, dan klap die skote. As die polisie kom, het niemand iets gesien nie. Dis die vrees. Hulle wil graag saamwerk, maar wie hy vertroue en die feit dat die polisie, die staat nie die vermoë het om die gemeenskap te beveilig nie, is dit so dat hulle nie vertroue het nie en nie wil saamwerk aan inligting te gee nie. En daarom is die skuldigbevindings van sake van bendes baie laag. Weens die feit dat mense nie vorentoe kom om te getuig, want die bendes vrees nie 'n gevolge nie. Hulle kom tot by die howe om getuies te skiet. Leonard, ek is verskriklik jammer dat ek jou, dat dit klink of ek jou in die rede val, maar ek wag nog vir 'n antwoord op wat kan ek, Heinrich Weinigaard, doen om myself teen misdaad te beskerm. Wat ek voorsoek is, steek jou selfoon in jou baadjiesak eerder as dat jy rondloop om te spog daaroor. Wat is die belangrikste punt? Een belangrike punt. Jy weet, jy moet altyd oplettend wees. Oplettend wees. Absoluut. Jy moet 'n Dis my waarneming voldoende. waar jy is. Waarneming maak en jy moenie wag tot die misdaad op jou kom nie. Probeer self jouself beskerm deur waaksaam te wees, oplettend te wees en voorkomend op te tree. Verskriklik baie dankie vir jou insette, Dr. Leonard Max, en ook Professor Hein Willemse, in die algemeen meer bekend as 'n letterkundige, maar in hierdie gesprek het hy sy hoed op as die bekleer van die Jaap die Rand leerstoel aan die Universiteit van Wes-Kaapland en ook Universiteit Stellenbosch. Groot waardering vir julle albei se insette. Plesier. Tot ziens julle. Dankie.